altyd 'n moeilike ding, want wie noem jy en wie noem jy nie spesiaal nie. So ek gaan begin deur te sê dat ons verskeie spesiale gaste het. Julle weet wie julle is. Dis alles van ons gemeenskapsleiers tot ons vennote, ons beheerraadslede, die wat aanlyn inskakel, maar ook persone wat in persoon hier is vanaand. Groot waardering daarvoor dat julle hier is. Dan natuurlik baie dankie aan my bestuurspan wat ook vanaand hier is, van ons personeel, van ons inwoners. Dit is lekker om julle bymekaar te hê. Nou outergewoonte gaan ek vir die skerm kyk, sodat ons opname nie heeltyd lyk asof ek daar ergens ver in die verte in die niet instaar nie. En dan wil ek net ook sê baie dankie aan ons spesiale inwoners en persone wat gaan deelneem aan vanaand se program. Ek is regtig dankbaar dat julle almal hier is en dit is vir my lekker om julle te verwelkom. So net so 'n paar logistieke reëlings. Ons het kleedkamers hier binne. So net so skuins agter my is daar kleedkamers, maar daar's ook buite, so ons is gedek as vir enige iets wat gebeur. Dis lekker ook om te sien dat daar persone aanlyn is wat met verwagting uitsien na vanaand se geleentheid. Dan ook het ons 'n rookarea buitekant. Julle sal sien daar's 'n bordjie wat wys met 'n account, so wees asseblief veilig as julle graag wil rook. En dan nooi ons julle ook uit om na afloop van die verrigtinge vanaand saam met ons iets lekker te geniet. Ons baie spesiale vennote Freedom het hulle self weer oortref. Ek het al gaan loer daar agter en was al lus om in te vaar daar, maar ek het myself beteel, so daar is nog genoeg vir almal om te geniet na die tyd. So ons gaan die program volg presies soos wat hy op die skerm kom. Ons gaan nie spesifieke goeders noodwendig alles aankondig nie, maar dit is vir ons belangrik om ek wil net gou iets met ons klank wat daar agter 'n bietjie vibreer. As Fran, kan jy dalk net gou die agterste luidsprekers vir ons afsit? Dankie. Want ons het 'n bietjie van 'n echo daar agter, so hulle luister sleg. Ja, so hulle gaan daardie ook afsit. Ek het vir Anet Klasse gevra om vir ons te open met gebed. Ons ag dit baie belangrik om 'n spesiale geleentheid soos hierdie te open met gebed. En lyk sy nie pragtig vanaand nie? So baie dankie Anet dat jy hier is en dat jy vir ons open met gebed. Goeienaand. Dit is my 'n besonderse voorreg. Kan ons die oë sluit asseblief? Here Jesus, baie baie dankie vir u groot genade. Here, en ons verwelkom vir u ook hier by ons en laat u met elke besluit met ons sal wees en ja, Here Jesus, laat ons in vrede en met vreugde en in liefde mekaar sal hanteer. Dankie Here Jesus vir die voorreg om deel van hierdie alles te kan mag wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. So. Dit is besonder om 'n beheerraad te hê wat omgee vir ons organisasie net soveel soos wat ons intern omgee. En dis ook vir ons 'n voorreg dat ons 'n voorsitter het wat dit nie net as nog 'n taakie op sy lang lys van take sien nie, maar as 'n passie om deel te wees van ons organisasie, maar ook om by ons in te skakel omdat hy 'n liefde het vir die organisasie wat kom uit die feit dat hy nie net 'n goeie sakekennis het wat hy met ons deel nie, maar omdat hy ook 'n ouer is van 2 inwoners by ons. So Mossie, dit is vir my lekker dat jy ook hier is saam met ons vanaand en ons gee dan nou vir jou geleentheid vir jou voorsitterverslag. Baie dankie. Baie dankie. Staan ek die kant. Hierdie kant. Julle sal almal lees. Okay, eers goeienaand almal hoor. Dankie vir die wees. My verslaggie is hier voorin geskryf. Weer op aanvraag van iemand in Brits. Toe moes ek nou maar die ding in Engels skryf.
Maar ek het hom in Engels geskryf so goed ek kan, maar nou toe ek hom deurgaan vanaand, toe dink ek hy is dan 'n bietjie baie lank om nou met julle almal te deel. So ek wil net basies die kruks van wat ek daar probeer skryf het, oorgee aan julle. Ek is uiters verbaas elke keer wat ek 'n vergadering bywoon oor hoe werk dit dat ons dit kan regkry dat ons 'n behoefte ergens ondervind. Een van die inwoners het 'n behoefte. En dan met hierdie amazing span wat ons hier het hulle die vermoë om daai behoefte te vat en dan draai hulle hom dat dit eintlik 'n voordeel is vir daai individu aan die een kant, maar nou draai hulle hom nou nog verder dat dit ook 'n voordeel vir Innovation for the Blind is. En ek het altyd gewonder, hoekom werk die dinge so, want gewoonlik werk dit nie so nie. En die kruks wat ek hier wil sê is, ek het by ou Tannie Welmie daar, Robertson, jare gelede 'n boekie gekry, Celebrations of Discipline. Gaan soek die boek, ek weet nie of hulle hom nog, dis so 'n slapband boekie. En nou die aand toe, of toe ek nou die ding moet skryf, of net voor ek hom moet skryf, toe lees ek nou weer 'n stuk uit hierdie boekie, en ewe skielik maak dit toe vir my sin. En dit gaan daaroor dat ons op 'n manier, en dit glo ek is net die genade van ons grootvader, dit regkry by Innovation om 'n diens te lewer vir die doel van 'n dienslewer en nie 'n diens te lewer om onsself te verryk nie. En dit kan ek regtig sê van enige een in ons beheerraad, in ons bestuur, in elke afdeling en reg tot by die laaste een wat seker beddens opmaak en vloere vee. Ek ondervind dit oral. En toe begin die ding nou vir my sin maak. As jy 'n diens lewer vir selfverrykende redes, dan loop hy gewoonlik ergens skeef. Hy begin baie met 'n groot hype en hy gaan aan en dan ewe skielik val hy plat. Maar as jy 'n diens lewer vir die doel om 'n diens te lewer, dan is dit gewoonlik baie stilletjies. Baie keer weet die mense nie eers af van, want die diens word gelewer. Of baie keer gebeur dit dat jy 'n diens lewer via iets anders en via iemand anders en dan kom die diens by jou uit. Dis 'n oproep wat jy kry en hier so 'n ding en dan bel jy gou daai ou wat jy ken en dan so werk dit. Maar niemand vra nou geld vir die spul nie, dit werk nou maar net so. En die voordeel daarvan is, as 'n ou so diens lewer, bou dit 'n gemeenskap. Stilletjies. Die gemeenskap word gebou, samewerking word gemaak, en dit is wat ek regtig ondervind by Innovation for the Blind. Dit is vir my 'n voorreg om deel te wees daarvan, en dan te sien hoe hierdie dinge eintlik van self gebeur. En as ons nou kyk in die afgelope jaar, as ons nou 'n bietjie moet teruggaan en kyk, en die ouens wat my ken, weet, ek is nie ou wat eintlik regtig teruggaan en altyd kyk waar dit gebeur nie. Ek sê daar's 'n rede hoekom jy jou oë voor in jou kop is, sodat jy net vorentoe kyk die hele tyd, anders sou jy een agterop gehad het wat 'n bietjie terugkyk ook. Maar as ons kyk wat regtig gebeur het, 'n behoefte hier waar ons vanaand sit, 'n behoefte, klein begin, maar omdat dit 'n absolute diens is wat ons lewer, het hy net gegroei en groei en groei, en hy groei nog steeds. Nou is ons al langsaan besig met 'n nog 'n groter behoefte wat ontstaan het, en so het ons 'n koffiebehoefte wat ontstaan het, en so is ek baie opgewonde, ek het so 'n skema in my kop oor koffie. Ek en Stephanie het al so 'n bietjie daaroor gepraat, oor ons koffie, en
ek het net met so 3 mense gesels en al 3 sê, Jesus, ons moet dit doen. So ek dink ons het daar nou nog 'n volgende plan. So wat ek wil sê, en waarmee ek wil afsluit is, dit is baie, baie belangrik, dat jy jou diens wat jy lewer, nie lewer om enige eie soortige fame te probeer kry daaruit nie. Die diens wat ons lewer hier, en dit is absoluut uit genade, ons het dit nou nie so beplan nie, maar ek dink dit is net oor die gehalte mense wat by mekaar kom hier, is dan 'n diens wat jy lewer sonder dat jy resultate vir jouself verwag, en ewe skielik sien jy hierdie massiewe resultate wat om jou besig is om plaas te vind. En dit is maar eintlik my boodskap. Ek dink ons sou nie daarby uitgekom het hierdie jaar. By al hierdie nice, lekker goedes wat ons mee besig is. Ons sou nie daarby uitgekom het as ons nie onbewustelik miskien almal net ouens is wat net wil dien nie. Ons wil net dien. Of iemand dit nou sien of nie sien, maak nie eintlik saak aan ons. Ons wil net dien. En dit is wat ek dankbaar is daarvoor, en ek is dankbaar daarvoor dat my 2 kinders dit kan ondervind. Al hierdie, ek weet nie, hier is so baie goed wat hier aangaan. Julle moet net een keer in 'n beheerraadsvergadering kom sit, dan gaan jy regtig, nou, hoe lank het jy ons besig gehou? 4 ure. Na 4 ure, dan dink ek sê van, my kop kan dit nou nie meer, alles, jy weet, ek moet nou 'n pyp gaan rook, eier en buite hou, want hier is nou te veel gedoen. Maar dis my boodskap, en ek is dankbaar vir elke inwoner, elke personeel wat hier is, elke toesighouer, hier is baie. Ek is vir elkeen dankbaar, en dankbaar vir die feit dat hulle diens wat hulle lewer, is, soos hulle in Engels sê, true service, soos ek dit daar genoem het, teenoor 'n een of ander selfverrykende diens wat jy lewer. Julle mense wat hier werk, elkeen, en selfs die wat nou hier ingeboek is en hier bly, het daai vermoë om ware diens te lewer, en dit is ek oneindig dankbaar voor, en ek is oneindig dankbaar dat ek deel kan wees van so iets. En dit is maar eintlik my boodskap. Gaan lees hom in Engels, dan gaan julle hom nou mooi verstaan. Baie dankie julle, hoor. Nou, elke jaar, as dit nou my voorreg is om bietjie te gaan terugkyk en te gaan kyk oor die jaar wat verby is en bietjie die pad terug te stap, dan staan ek weer net verstom oor hierdie ongelooflike organisasie. So dis nou my voorreg, en ek sien dit regtig as 'n voorreg, om 'n oorsig te bied oor die finansiële jaar 2025, dit is van 1 April 2024 tot 31 Maart 2025, en dis beide vir Innovation for the Blind en Innovation for the Blind Skills Development. Elke jaar probeer ek, en ek die klem op probeer, iets nuut uitdink oor hoe om van dieselfde inligting weer te deel, want daar's altyd persone wat nog nooit voorheen hier was nie, maar dan sal ook persone wat elke jaar saam met ons die tyd spandeer. So om die inligting nuut en vars te maak vir almal is 'n bietjie van 'n uitdaging. En ek het nou al vrae gerig aan ons personeel en inwoners en gevra waaroor wonder hulle, sodat ek dit kan deel by hierdie geleentheid. Of net 'n opsomming gaan maak vir die jaar. En toe hierdie jaar het ek besluit om iets anders te doen. Ek het met 2 van ons mense gaan praat, met Heaven en met Annelien. En ek het vir hulle gevra om vir hulle self 'n brief te skryf van hulle huidige self aan hulle verlede self. So 'n brief aan hulle self oor wat in die afgelope jaar gebeur het,
die hoogtepunte, die oomblikke van groei, die geleenthede wat hulle dan met hulle verlede self kan gaan deel. So uit hierdie unieke perspektief wat ek dan ook uit daai gesprekke uitgekry het ek besluit om nie 'n verslag te doen in die tradisionele vorm nie, maar om stories met julle te deel. En vir 'n bietjie te sê van waar ons nou is, hoe ons saam leef en hoe ons saam hoop vir die toekoms. So ek het dit verlede jaar ook gesê dat elke jaar bly dit vir my ongelooflik om te weet dat hierdie organisasie 143 jaar terug begin is. 143 jaar terug was daar 'n droom om een kind te help. 'n Droom wat 'n beweging geword het wat duisende mense se lewens aangeraak het. Een kind se lewe het dit begin. En is dit nie ongelooflik dat 'n mens kan getrou bly aan jou stigtingsdoel van 143 jaar gelede nie. So ouer gewoonte sal ek ook vanaand, wanneer ek met julle gesels oor ons jaar, sal ek wissel tussen Engels en Afrikaans sodat ek al ons gaste in ag kan neem. Ek weet ons het 'n verskeidenheid van persone wat verskillende tale magtig is en wat vir wie Engels dalk nie eers die eerste taal is nie. So before you listen to Heaven and Anneline's stories about their past selves, let me briefly share who we are as an organization today, because I think that's the foundation that makes it possible for the transformation to happen and for these stories to become a reality. At Innovation, we believe that dignity must be at the core of everything that we do. And how do we define dignity? What is dignity? Dignity is having the opportunity to grow, to develop, to become more independent. Whether it's maintaining or learning new skills, whether it's about your personal care or skills development, vocational skills training, or therapeutic programs. It's about learning to become more independent. And I think maintaining independence will always be something that we strive towards for every single one of the persons in our care. So if you look at our care services, we provide comprehensive services to 360 persons with visual and additional disabilities in our care. Now, there's a lot that can be said for the persons in our care, but I think it's amazing to know that we have 50 persons who are both deaf and blind of those 360 residents. And admission to a specific residential facility takes place according to the specific needs of that individual. So whether it's 24/7 care with regards to all aspects of daily life, Ebenezer would be the residential facility for you. For persons who are more independent, need some form of structure and support, but still able to perform most activities of daily life independently, Jackpo for ladies and married couples, and then the Villiers home for the men. And of course, our elderly care, Brevis home, where older persons with and without visual impairments and other disabilities stay together. And we have specialized elderly care as well as frail care services. But if you're able to be independent, we believe that you should have the opportunity to do so, to engage in our community to your personal preference, but also to live independently within a safe environment. And that is our supported living apartments, where families where at least one member has a visual impairment stay independently, they run their own households, but they have access to services and support. Now, I wish that I had a lot more time to speak about the specialized services, but also about the richness of our care services. But let me leave you with a couple of facts that always touches my heart. Our oldest resident
in Brevis is 101 years old, and she'll actually soon be 102. She's been with us for more than a quarter of a century, for 26 years. Our longest tenure resident has been with us for 59 years. So we're reaching for that 60 years next year. Can't wait for that. And he's a walking encyclopedia of stories of this amazing organization. But we also have quite a few residents who've been with us for more than 50 years. 5 decades. And in my opinion, maybe I'm a little bit biased, but in my opinion, when people stay with you for 5 decades, it's more than a residential care facility. It's a family. It's about true belonging and integration. Now, I think belonging is only the beginning, because every life holds immeasurable value and worth. And we know that care services alone is not enough to offer purpose. And of course, the reason for being, purpose, is so extremely important. And that is why, alongside our residential care facilities, we also have our sheltered employment and skills development programs. Now, this is a statistic that I've shared on many platforms, and you've probably heard me say it if you're in this room today. The heartbreaking statistics from the National Council for the Blind states that 97% of persons with visual impairments are unemployed. And that is why it's so important for us to keep on working at sheltered employment and vocational training to ensure that we are part of the solution, breaking the cycle of unemployment. So our sheltered employment and skills development programs can be divided into 4 categories. Our production and manufacturing departments, such as our metal department. Now, a little ad break because Kobus is here. If you have work for our metal department, please go visit them. They're absolutely brilliant at what they do. Then, of course, our general projects, cane work, contract work, creative arts and crafts, coffee packaging, our shops. We manufacture quality items and we sell them to raise revenue. Then our service delivery departments initially started to reduce our cost structure and then became an opportunity to also raise revenue by the sale of these services to the community, such as our groundskeeping and laundry services. And then training and internships. Our resource center, Refresh, this beautiful space where you are tonight, radio innovation, our wellness center, and music and drama. I think what sets this apart is the fact that, in my opinion, it's revolutionary, where persons with disabilities become the trainers and the leaders in these departments. And if you look at the stats at the bottom of the screen, training is a vocation where a small team of 8 persons with visual impairments, including 2 persons who are deafblind, run these training programs. And they were able to reach non-cumulative. Deafblind Learning Center, 30 students. General training, 25 students. Now, barista training, 15 students. It isn't just about providing services. It's an opportunity for persons with visual impairments to not just be the mere recipients of services and training, but to be recognized for their talents and abilities. Nou, daar was in hierdie laaste jaar ongelooflike hoogtepunte. Stories van vernuwing, van veerkragtigheid, van innovasie, van oorwinnings en natuurlik uitdagings. Ons moes nie gaan dink oor baie dinge. En 'n paar jaar gelede het ons die proses begin om nie te gaan dink oor ons eiendomsportefeulje. Vir 'n baie lang tyd was dit so bietjie van 'n las, want jy moet hierdie enorme eiendomsportefeulje onderhou. Wat 'n voorreg eintlik. En het ons gesê ons moet gaan dink hoe ontsluit ons waarde uit ons 800 miljoen rand se eiendomsportefeulje. Hoe maak ons seker dat ons 'n boufonds het wat dit in stand hou
En beide van hierdie kon ons dan nou ook behaal in die laaste paar jaar. So ons werk daaraan om ons infrastruktuur te vestig wat pas by ons toekomsvisie en by ons energiedoelwitte. Soos ons sonkragaanlegte. In die afgelope jaar kon ons by Huis Brewe sowel as ons splinter nuwe washuis sonkrag aanlê. En die ongelooflike vir my was, toe die eerste kragonderbreking, nou wens hulle daar met kragonderbrekings wees by Huis Brewe inkom, en hulle kon aangaan soos normaal, geen onderbreking, en toe besef ek net weer, dat daai glimlag sê vir my dat innovasie, waardigheid eerste dien, en die doel daarachter tweede. Dis hoekom ons hier is. Natuurlik was daar ook in die laaste jaar finansiële druk met groot uitdagings. Dit was 'n jaar waarin ons vir die 5de jaar in 'n ry geen verhogings in ons subsidies vir tuise ontvang het nie, wat hierdie kosbare diens onder geweldige druk plaas. Nie net het ons by vaardigheidsontwikkeling of ons destydse nywerhede nie verhoging gekry nie, ons het 'n 12% sny gehad in ons subsidie. Dis 'n wesenlike impak gewees op die volhoubaarheid van ons dienste. Maar het ons hard gewerk om planne in plek te sit, sodat ons ook van daardie uitdagings kon oorbrug. Ons werksgerigte program het gegroei, inteendeel, ten spyte van hierdie sny. Ons kon 'n nuwe regsentiteit vestig, Innovation for Blind Skills Development NPC, 'n nuwensgewende maatskappy, wat vir ons 'n splinternuwe platform bied, wat vir ons slaggereed maak vir die uitdagings van die tyd waarin ons nou leef. Maar ons is ook natuurlik trots op die uitmuntende vordering wat op ander areas gebeur het. Natuurlik wil ons hê dit moet goed gaan met ons huise en ons vaardigheidsontwikkeling. Maar so ook is dit belangrik dat ons ander geleenthede moet skep. So, in hierdie jaar het ons ook op ander plekke uitgeblink. Ons het op nasionale en internasionale platforms erkenning gekry. Morney van der Merwe is as die beoordelaarskese toekenning ontvang vir die internasionale Golden Eye Chef kompetisie. Ons atlete het by die Suid-Afrikaanse tweekamp kampioenskap 5 goue medaljes ingepalm. Julle, dis ongelooflik. Julle mag my hande klap, ek hoor daar so hier en daar. En ons het inwoners wat verander het in akteurs en vervaardigers en regisseurs en ons radiodrama Wysie oor die water is op RSG uitgesaai. Verseker. En ek dink dis weer eens vir my 'n bewys dat wanneer kreatiwiteit floreer en wanneer mense die geleentheid kry om gehoor en gesien te word, dan gebeur daar ongelooflike goed. Einde verlede jaar het ons met trots die deure oopgemaak van Refresh Wellness en Barista Hub. Hierdie ongelooflike pragtige spasie waar julle vanaand is. Hierdie koffiewinkel, dit was 'n groot droom van ons om hom weer oop te maak. Maar ons het besluit van die begin af dat as ons dit weer doen, gaan ons die fokus 'n bietjie anders maak. Die fokus gaan wees om geleenthede te ontsluit vir persone met visuele gestremthede. So, die barista studente onder leiding van internasionaal bekroonde Joseph Mateta en ons masseringsstudente onder leiding van Terelga kry hierdie geleentheid om hulle vaardighede, hulle talente tentoon te stel. Dit gaan oor soveel meer as net goeie koffie, maar daar is goeie koffie, en ontspanning. Dit gaan oor die uitdaag van persepsies. Dit gaan oor die bewys dat vaardigheid en uitnemendheid het geen perke nie. This year we
also achieved an incredible breakthrough with regards to accredited training. With the help of one of our amazing donors, wink wink, they are here tonight, we were able to purchase a franchise for accredited training in the beauty field. Beauty Therapy Institute, or BTI. This was an amazing opportunity, and we were also able to establish a new legal entity, our first for-profit company, which in future obviously will support our NPC. But this was more than just accredited training. It's more than just training in the beauty field. It's more than just a for-profit company. It was an opportunity to sign a share option agreement with 2 individuals to create an empowerment environment, to really put our money where our mouth is. This partnership goes much deeper than training. It's about leadership. It's about showing our commitment to a future where persons with visual impairments are not only included, but empowered to lead, contribute, and thrive. The BTI represents not just a business venture, it's a powerful example of what is possible when skill, passion, and vision come together. The accredited training franchise offers training in a variety of wellness and beauty fields, something that I knew very little of before we started this venture, but I'm learning at a steep learning curve. But I think it's a revolutionary space where students with and without disabilities train side by side, where they learn together, not only from our educator, but from each other. I believe this is true integration. It's fostering the environment that we want to see in society at large, where people are recognized for their skills irrespective of perceived limitations. But even as we celebrate these milestones, we know that the true measure of innovation lies in the lives that we change. Numbers and accolades and successes cannot capture the courage it takes to step out of the shadows, or the joy of being seen and heard or valued for the first time. And that is why tonight I want to shift from the statistics to the stories, from our organization and our organization's achievements to the journeys of 2 remarkable persons. Prepare to be moved, and Annalene, I'm going to ask you to come stand with me when you watch Annalene's video, as she speaks to herself of a year ago. So prepare to be moved in the next video. Liewe Annalene, ek skryf jou vanuit 'n plek wat jy nooit sou kon droom. Jy sit nou in daardie donker seisoen mismoedig en hartseer. Jy het pas 'n baba gekry, jy soek werk, jy het aansoek gedoen vir 'n huishulppos, maar niks gekry nie. Jy dink jy is nie eers goed genoeg om iemand se huis skoon te maak nie. Daardie donkerte wat jy nou voel, dit gaan nie vir altyd hier nie. Een telefoonoproep gaan jou hele lewe verander. Wanneer hulle jou uiteindelik bel vir daardie onderhoud, gaan jy vir die algemene assistentepos aansoek doen. Maar hulle gaan jou die basispos gee. Gryp dit aan. Dit gaan twyfel, maar gryp dit aan. Daardie eerste half maand aflos salaris van R2700 gaan vir jou voel soos Kersfees, maar dit is net die begin. Jy gaan weer leer om op jou voete te staan by die wasies, maar dit gaan nie daar stop. Daardie pos by De Villiers wat oopgaan, gooi jou hande in die hoed, al weet jy nie of jy dit gaan kry nie. Jy gaan so opgewonde wees wanneer jy dit kry. Die personeel gaan jou so verwelkom. Ander as ander plekke, dit gaan 'n goeie seisoen wees om te leer van ons mense. Maar dis by hoofkantoor waar jou wêreld regtig oopgaan. Wanneer jy daardie pos by mevrou Botta en die span kry, gaan jy begin droom. Onthou daardie aand toe jy gelees het, elke seisoen kom met 'n persoon. Jy moet dit onderskei uit watter oord kom die persoon. Wel iemand by hoofkantoor gaan iets meer in jou sien en jou borg vir 'n rekenaarkursus.
Van daar af gaan jou wêreld oopgemaak word. En dan kom die groot oomblik. Wanneer hulle jou nader oor die vrees, gaan jy twyfel of jy kan. Jy gaan niemand wil teleurstel nie. Jy wil hê dit moet dadelik regloop. Jy gaan weet daar is 'n stewige fondasie, maar jy moet jaal bou aan die toekoms wat jy wil sien. Liewe Annelien van die verlede, elke dag by die vrees, dit gaan 'n belewenis wees. Die mens wat kom en terugkom, jy gaan die omgewing so maak dat hulle wil terugkom, vir so lag en gesels. 'n Dame gaan eendag heeldag daar wees en sê sy wil jou graag steel, maar dan kom sy terug en sê as sy sien hoe gelukkig jy daar is, kan sy jou nooit wegvat van wat sy weet. Innovation for the Blind het jou nodig. Daar gaan blou daar wees, hartseer daar, maar die oorkom van uitdagings en die liefde gaan soveel groter wees. En dan kom die onvoorspelbare, BTI vennootskap, 'n hele nuwe onbekende wêreld met besigheidsterms soos aandeel opsie, ooreenkomste en vennootskap. Eers gaan vrees kom, maar met vrees gaan blydskap en dankbaarheid kom. Die onbekende gaan amper oorweldigend wees, maar met lyding raak die onbekende die bekende. Jou droom gaan ewe skielik groot raak. Dit gaan 'n goeie vrees wees, want dit gaan ruimte vir leer en nuwe dinge wees. Van werknemer na vennootskap met aandele opsie. Dis iets wat nie met gewone mense gebeur nie. Jy gaan wonder, wie sal nou in my glo en my 'n kans gee na al die teleurstellings in jou lewe met geleenthede wat nie uitgewerk het nie. Gaan dit die eerste keer wees wat jy voel, mens glo in jou, sien jou raak. Dis iets vreemd wat jy nie kan beskryf nie. Jy gaan so diep dankbaar wees dat jy daar kon wees. Jy kan nooit droom dat so 'n geleentheid vir jou sou opgaan. En hier gaan jy wees. Jy gaan trots op jouself wees, maar ook so diep dankbaar. Jy gaan nou besluite maak wat jy nooit gedink het jy sal maak nie, soos skofroosters uitwerk tot onderhandel met koffieverkope, verteenwoordigers om vir kliënte te sê ons het geen opening vandag nie omdat ons vol geboek is. Dis die lekkerste gevoel wanneer jy weet jy word die sterk vrou wat nog altyd binne jou geskuil het. By BTI gaan jy sien hoe word siende en blinde en dowe studente saam opgelei en jy gaan ook die opleiding ontvang om 'n masseerder te word. Alles gepaard met BTI gaan net 'n tipe opgewondenheid wees, daardie diep binne in jou opgewonde happiness. Liewe Annelien, wat ek vir jou wil sê, moenie ophou droom nie. Al bereik jy dit op 'n groter ouderdom. Mens kan van onder af opbou, al lyk dit onmoontlik. Jy moet net droom en dit visualiseer, begin reg om reg af te eindig. Daardie een oproep gaan jou hele lewe verander. Kyk wat gaan in so kort span van tyd gebeur. Van die wassies tot front of the house refresh, van werknemer tot vernoot. Jy is op pad na plekke wat jy nooit kon droom nie. Hou vol, die Here gaan nie jou pos by ander aflewer nie. Met liefde en onbeskryfbare dankbaarheid, jou toekoms self, Annelien. Nou, Annelien se transformasie van washuishulp na vennoot met aandele opsie verteenwoordig vir my iets van die hart. Iets van dit wat by ons organisasie gebeur, soms ook net agter die skerms. Haar reis is vir my 'n bewys dat as mens 'n platform skep waar mense gehoor en gewaardeer word, buitengewone dinge kan gebeur. Nou nog 'n merkwaardige persoon en nog 'n merkwaardige transformasie wat plaasgevind het in hierdie jaar, is Heaven van der Merwe se reis. Sy is een van ons briljante masseer-interns hier by Refresh en sy gaan julle bederf daardeur dat sy haar brief vir julle in brail sal voorlees. Goeienaand almal. Ek gaan hierdie brief vir julle in Engels lees vir ons Engelse luisteraars, maar die wat die vertaling so kom vra my, dan sal ek hom so rofweg vertaal. A letter to my past self. Dear Heaven of yesterday, a year ago you were folding bread bags
and helping the charity knitting and crocheting in general projects, listening to your audiobooks while you worked. The quiet routine felt safe after the burnout of offering training. But deep down, you longed for something more. You feared you might stay invisible forever. Just one small piece in a very big puzzle. More than anything, you wished to help people and to know that your life mattered. But let me prepare you. There will be moments in life when you fail, and it will make you feel broken, like you're not good enough. Don't give up. I'm writing to tell you something amazing. That wish of yours to do something that matters is about to come true in ways you never imagined. Do you remember the day the massage course started? It felt like a dream finally within reach, something you had wanted since matric. That was just the beginning. In those classes, you'll learn more than just massage. You'll discover new sides of yourself. Learn how to work with people who think differently. Face your own weaknesses and, most importantly, learn how to forgive yourself. Not long after starting the massage training, your wow moment will come. You'll give someone a hand massage, and when they say, "You are good," something inside you will change. You'll feel that you can do this. Your doubt will turn into confidence. When Innovation's CEO, Stephanie Botha, tells you that you can work at Refresh Wellness and Barista Hub, you'll be so excited because this is your dream coming true. Practicing on friends and residents gave you experience, but Refresh opens a new world, a place where you can shine, work with people, and share your gift beyond our community. I know you're worried about taking your dog, Skylar, to work. You'll wonder if there will be a safe space for her. Don't worry. It will work out better than you expected. You'll even get your own staff room where dogs are welcome and free to relax while you serve clients. Just have patience. These things take time, so don't rush, and remember, that final peace of mind will mean a lot. When you ask for feedback, most will be glowing, with just small tips like press harder here or press softer there. What will move you most is this. They won't be surprised that a blind person can offer a massage. Instead, they'll tell you that you inspire them to see their own lives differently. When someone asks if you love your work, you'll answer honestly, "This is my passion, not just my job." Heaven, that fear of being invisible, it's about to turn into your greatest gift. You will be seen, not just seen, but remembered.
Every person you touch will feel it. You'll prove that what looks like a limitation can actually be the start of something great. So thank you for not giving up during training. Thank you for holding on to your dream all those years and through all those disappointments. Thank you for wanting more, even when the easy routine felt safe. And please, thank the people who helped. Teralka, who gave you the training. Stephanie and the management, who made the opportunity possible. And Tanya Amanda, who supported you. Also thank your husband, who listened to endless massage talk and let you practice on him. Even if he jokes that your name is heaven, but sometimes you make life a little less heavenly. And remember also to be grateful to those who help you, your colleagues, and those in charge at Refresh. You wanted to help people, you wanted to be seen, mission accomplished. With love and new self-confidence, your future self, Heaven. Nou, julle het al baie na my geluister vanaand en hier is nog eenetjie op die program waarna julle na my toe moet luister. En dit is om ons finansiële state en die oorsig oor die finansiële jaar ook te doen. Nou gewoonlik is dit die deel waarna niemand uitsien nie, maar ek moet sê, vir ons is dit 'n voorreg, omdat dit 'n getuienis is van hoe geseënd ons organisasie is. En anders as die rand se prestasie, is ons finansiële prestasie nogal sterk. So ek bied dan nou vir julle 'n oorsig oor die finansiële state van Innovation for the Blind, sowel as Innovation for Skills Development vir die finjaar 2025. In ons Innovation for the Blind state word ons netto van ons Innovation for Blind Skills Development dan ook opgeneem. So as ons dan gaan kyk na ons netto surplus of tekort oor die laaste 5 jaar, dan toon ons 'n konstante finansiële prestasie. En ja, dit is as gevolg van baie harde werk, maar dis ook as gevolg van buitengewone seëninge van ons donateurs, persone wat ons ondersteun en regte omstandighede. So ten spyte van ekonomiese wisselvalligheid, en daar was ewige wisselvalligheid wat ons almal van weet in die laaste jaar gewees. En terwyl wêreldmarkte baie onvoorspel is, baie na aan Woester se weer, het ons regtig bestendigheid gehandhaaf oor die laaste 5 jaar. Begin in FY21 met 2.2 miljoen surplus. Dan in vanjaar 23 'n ongelooflike 31 miljoen surplus. Nou dit is natuurlik as gevolg van 'n uitsonderlike bemaking van 'n kosbare donateur. Maar so ook baie ander mense se harde werk en baie insette om dit te laat realiseer. En dan die vanjaar onder oorskou 25 eindig ons met 15.8 miljoen. En ek dink dis weer eens net 'n getuienis van die vertroue wat ons donateurs in ons het in ons gemeenskap, maar ook die dienste wat ons lewer op 'n bestendige manier. Nou as ons gaan kyk na die totale inkomste oor beide ons regsentiteite vir die vanjaar onder oorskou,
FY25, het ons 'n totale omset in beide entiteite van amper 73 miljoen, 72.9 miljoen. Maar dit wys ook vir my, as ek na hierdie pie chart op die skerm kyk, die diversifisering wat ons het in ons inkomste. 31% van fondswerwing en bemakings. Nou 'n paar jaar terug julle was daardie syfer op 12%. 31% is ongelooflike prestasie. Maar is vir my 'n getuienis van die vertroue wat ons donateurs en ons korporatiewe sektor, trust, stigtings in ons het. Maar ook die kosbare donateurs wat vir ons 'n nalatenskap los. Dan 29%, tweede hoogste, uit huur en losies. Nou losies inkomste uiteraard van ons inwoners, so betalings, maar 'n groot gedeelte daarvan kom uit ons huurinkomste en julle sal onthou vroeër het ons gesels oor die waardeontsluiting uit ons eiendomme, so sinvolle strategiese verhuurings van eiendomme om waarde daaruit te ontsluit en so ons te help volhoubaar wees. Dan 18% uit regeringssubsidies. Nou dis 'n syfer wat my altyd so bietjie benoud maak. Julle het vroeër gehoor 5 jaar geen verhogings nie, 'n sny van 12% en ek kan die kat uit die sak laat, hierdie jaar nog groter sny in subsidie van Departement Arbeid. Maar daardie 18% was ook heel wat hoër 'n paar jaar gelede. Ver oor die 30%. En ons werk regtig hard, soms geforseerd wanneer hulle subsidie sny, maar ons werk regtig hard daaraan om ons afhanklikheid van staatssubsidie te verlaag. Dan 12% uit produkverkope, wanneer ons vaardigheidsontwikkelingsafdelings hulle produkte verkoop, hulle dienste verkoop, realiseer ons ook 'n mooi inkomste daaruit en dit help baie tot ons volhoubaarheid. Dan 8% uit ons beleggingsinkomste. En ek dink dis 'n bewys van verantwoordelike kapitaalbeskerming uit ons beleggings, sodat ons langtermyn finansiëel kan voorsien. Nou as ons gaan kyk na ons uitgawes, dan dink ek dit weerspieël aan die een kant, as mens gaan kyk na 57 miljoen, ons vorige finansiële bestuurder het altyd gesê, hier is nie 'n Mickey Mouse besigheid nie. Dis 'n klomp geld wat ingesamel moet word om ons aktiwiteite en dienste te befonds. Maar hierdie bedrag is vir my 'n tentoonstelling of 'n verbintenis of 'n weerspieëling van ons verbintenis tot uitnemendheid in ons dienslewering. Maar dit toon ook hoe ons kostes mooi bestuur in lyn met ons lopende inkomste. So ons gaan kyk na die uitgawekomponente, 34% aan salarisse, want ons personeel is ons grootste bate, wat die sorgdienste en ander dienste lewer aan die kosbare persone aan ons toevertrou. Dan 32% aan bedryfsuitgawes, handhawing van gehalte diensleweringsstandaarde. Dan 11% op voedseldiens, en dit is vir ons belangrik om goeie voedseldienste te lewer aan elke persoon in ons sorg. Dan 8% aan salarisse aan persone met visuele gestremthede. Nou ons doen doelbewus hierdie twee apart. Paar jaar gelede was daai syfer op 2.3%. Vandag staan hy op 8%. Nou gewoonlik sou mense sê, o wêreld, jy het iets verkeerd gedoen. Ek sê, o wêreld, ons het iets reg gedoen. Ons skep geleenthede. En op hierdie wyse help ons om daai 97% werkloosheidssyfer aan te spreek. So ons is eintlik trots op die groei oor die jare in hierdie syfer. Dan 6% beide vir munisipale en aankope en uiteraard noodsaaklike infrastruktuur, toerusting om seker te maak dat ons kan voortgaan met ons dienste. En dan 3% op waardevermindering wat natuurlik insluit ons verskeie sonkragaanlegte. Vroeër in die jaar 'n berekening gaan doen oor hoe wyd dit al strek, oor 8 verskillende areas op ons gronde. En dan is ons trots daarop dat ons al soveel kon doen op hierdie area.
Nie net vir die voortsetting van dienste nie net omdat ons koolstofvoetspoor wil verminder nie, maar as deel van die infrastruktuur wat ons bou vir ons toekoms. Dan as ons gaan kyk na ons vaardigheidsontwikkelingsafdelings, of voorheen bekend as nywerhede, het hulle geëindig met 'n gelykpreek, eintlik 'n bietjie beter as gelykpreek die jaar. En ek dink dis 'n merkwaardige prestasie. As ons in ag neem, daardie 12% sny wat omtrent R500.000 beloop, stygende materiaalkoste, ons almal ervaar dit as ons winkel toe gaan, maar dit is dieselfde met ons rou materiale. Drastiese styging in koste van rou materiale. En ten spyte daarvan kon ons 145 werksgeleenthede handhaaf deur hierdie vanjaar, waarvoor ons baie dankbaar is. As ons dan ook gaan kyk na ons netto liquiede bates, sal julle sien dat dit gemiddeld rondom 20 miljoen hardloop vir die laaste paar jaar, as ons nou weer kyk van 2021 tot 2025. En dit is gelykstaande aan ongeveer 3 maande se kontantbehoefte. So as ons gaan kyk na ons bedryfsuitgawes, beloop tussen 6 en 8 miljoen per maand. Dis 'n klomp geld wat van elders af moet kom, en daarvoor het ons 'n buffer nodig. En daarom het ons verskillende wyse hoe ons finansies bestuur. Maar dit bied vir ons die nodige stabiliteit wat ons nodig het in onseker tye. Soos wanneer subsidies laat betaal word, selfs so laat soos 3 maande of 'n kwartaal laat. Is dit belangrik om hierdie buffer te hê om seker te maak dat ons kan voortgaan met dienste, ongeag lopende inkomste wat nie noodwendig onmiddellik realiseer nie. En dit maak ons weerstandig teen die uitdagings en die skommelinge wat ons ervaar in ons ekonomiese omgewing. Ek dink meeste van die beste wêreldorganisasies het geleer dat as jy jou organisasie wil beskerm en volhoubaar wil hê, moet jy diversifiseer in terme van jou inkomstestrome. En is iets wat ons regtig probeer met ons inkomste wat kom uit eiendomsverhuurings, produkverkope, beleggings, huurinkomste, maar ook fondswerwing. Ons net so 'n bietjie veilig te hou teen al daardie skommelinge. En dan wil ek afsluit eintlik maar met 'n nota van dankbaarheid. Hierdie syfers verteenwoordig vir my meer as net finansiële prestasie. Hierdie syfers verteenwoordig vir my vertroue van ons donateurs, ons vennote, ons families, inwoners, die staat en die breër gemeenskap. En ons weet ook dat ons nie hierdie ongelooflike organisasie sonder ons hemelse Vader, ons gemeenskap, ons donateurs of vennote kan laat voortbestaan nie. En alhoewel ons geweldig geseënd was in die laaste paar jaar, is dit ook nie vir ons 'n rede om agteroor te sit nie. En weet ons moet steeds aanhou hard werk, aanhou innoveer, aanhou nuwe planne uitdink om seker te maak ons bly volhoubaar. So op hierdie punt wil ek dan nou vra of iemand vir ons 'n voorstel kan gee vir die goedkeuring van die finansiële state vir beide entiteite, sowel as ons jaarverslag, as daar iemand is vir dit kan voorstel. Dankie, Mossie. En dan 'n sekondant. Dankie, Dominee Bossie. En dan is dit net nog 'n geleentheid om te sê dankie. Dankie vir so baie seëninge in hierdie jaar, wat uit so baie van julle hande gekom het. Dit is 'n oneindige lys van persone wat ek moet bedank. En 'n jaar wat ons regtig die Here se teenwoordigheid kon ervaar. Maar vir hierdie aand het ek ook 'n paar dankies wat ek moet deurgee. Freedom vir die lekker kos. Ons almal sien nou al baie uit daarna. Hulle is nou moeg geluister na my stem is hees. Ek's nou reg vir daardie lekker eetgoed. Dan elke persoon wat deelgeneem het, en daar's nog 'n laaste item op ons program wat julle definitief gaan geniet. Ons sanggroep gaan vir julle 'n besonderse lied ook sing. En die persone wat deelgeneem het, van Mossie, Annette, Annelien, Heaven, baie dankie aan elkeen van julle, ek waardeer julle.
Dan natuurlik Jaco wat agter die skerm seker maak dat al hierdie tegnologie werk en seker maak dat ons ook aanlyn beskikbaar is vir die persone wat op daardie wyse inskakel. LTS wat seker maak julle voertuie is veilig hier in die pad en ook ons is veilig. En dan die personeel van Refresh wat hierdie hele area wat vanoggend nog 'n koffiewinkel was omskep het na 'n funksielokaal sodat ons bymekaar kan kom vanaand. En dan wil ek 'n spesiale dankie sê. Hulle gaan dit nie wil hê nie, maar ek moet 'n spesiale dankie gee ook aan ons DVO span wat regtig baie hard gewerk het om hierdie aand 'n sukses te maak. So kom ons gee 'n hande klap vir al die persone. Dan die laaste item op ons program is ons kamerkoor wat gaan sing. Die lied is 'n besonderse lied en gee gou vir hulle 'n geleentheid om net vorentoe te kom. Dis hy. Dis 'n besonderse lied met die naam Ukutula. En ek gaan vir julle net vinnig vertel wat die woorde beteken terwyl hulle vorentoe kom. Ukutula beteken vrede of peace. Die tweede versie Ukutolwa beteken faith en Induduzo comfort. Dan hierdie besonderse woorde wat sê in this broken world of trouble the blood of Jesus flowed so that you could have, en dan soos wat die versies aangaan, die Here se vrede, faith, comfort. En ek wil net op hierdie punt ook sê, ons het nog 'n rekenaar opgestel sodat ons van daardie kant af kan uitsaai. Maar as daar dalk iets fout gaan met die aanlyn weergawe, vra ek verskoning, maar ek weet dat julle wat hier is, dit besonder gaan geniet om na hulle te luister. So ek kom net gou hierdie ek het nou mooi geleer van 'n condenser mic. Ek kom net gou hier. Sy Jaco, ek hoop kant Okay. Ukutula, kulon shaba wesono. Hallelujah, ikasi leka Jesuli, Zu.
So laaste baie dankie. Dankie dat julle ons jaarvergadering bygewoon het. Dankie dat julle belangstel, dankie dat julle ondersteun en omgee vir ons. Ons het groot waardering daarvoor. Ons vra dat julle nog so rukkie saam met ons kuier, ietsie lekker geniet. Vier het baie hard gewerk om daai lekker eetgoed te maak. So geniet dit saam met ons, kuier lekker buite, daar is verwarmers buite sodat dit nie te koud is nie. En daar's lekker sitplek ook buitekant. Baie dankie dat julle vanaand hier was.